Hallo almal en baie welkom. In die volgende paar minute gaan ons op 'n ongelooflike ontdekkingsreis en wat die wêreld letterlik voor jou oë gaan laat oopvou. Ons gaan die geheime taal van kaarte ontsyfer, net betyds vir julle graad 6 eksamen. So, is julle reg om te begin? Het jy al ooit vir 'n oomblik hieroor gewonder? Hoe vat ons hierdie reusagtige planeet van ons met al sy oseane, kontinente en berge en krimp dit sodat dit op 'n enkele bladsy pas? En nog meer, hoe gee ons vir elke liewe plekkie, jou huis, jou skool, selfs die hoogste berg 'n heeltemal unieke adres? Wel, die antwoord op daai raaisel lê in twee ongelooflike, kragtige stukke gereedskap: skaal en koördinate. Goed, kom ons spring weg met ons avontuur. Eerstens gaan ons die kaartmaker se mees magiese instrument ondersoek, die een wat die hele wêreld in ons hande kan plaas, die skaal. Ja, ons het almal al daardie klein syfertjies en lyntjies onderaan 'n kaart gesien. Maar wat beteken daai woordjie skaal nou eintlik regtig? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. En daar is die antwoord. Dink aan skaal soos 'n kaartmaker se touwerstaffie. Dis die geheime formule wat vir ons presies vertel hoeveel keer die regte wêreld met al sy stede en riviere gekrimp is om op hierdie stuk papier te pas. So, dis eintlik die brug tussen die kaart wat jy vashou en die werklikheid daar buite. Maar hier is waar dit nou reg interessant raak. Nie alle kaarte word dieselfde gekrimp nie. Jy sien, ons kry kleinskaalkaarte wat vir jou die groot prentjie wys en dan kry ons grootskaalkaarte wat inzoom op al die fyn detail. Hulle het heeltemal verskillende werkies om te doen. Kom ons vergelyk hulle gou. Kyk gou hierna. Hierdie tabel breek dit perfek vir ons af. 'n Kleinskaalkaart soos 'n wêreldkaart gebruik 'n groot getal, soos 1 tot 10 miljoen. Dit dek 'n massiewe area, maar jy kry min detail. Aan die ander kant, 'n grootskaalkaart, dink aan 'n straatkaart van jou dorp, gebruik 'n klein getal soos 1 tot 1000. Dit wys 'n klein area, maar dis propvol detail. Onthou hierdie goue reël, al klink dit 'n bietjie agterste voor. 'n Groot getal beteken klein detail en 'n klein getal beteken groot detail. So, die kaartmaker gee vir ons nie net een manier om hierdie skaal te wys nie. Nee, daar is eintlik 3 verskillende tale wat hulle gebruik om vir ons presies dieselfde inligting te gee. Kaartmakers gee vir ons 3 maniere om skaal te lees. Eerstens, die lynskaal. Dit lyk presies soos 'n klein liniaaltjie wat op jou kaart gedruk is. Tweedens, die woordskaal, wat dit sommer net vir jou uitspeel in woorde. 1 sentimeter is gelyk aan 10 kilometer. En laastens, die verhoudingsskaal, wat net die syfers gebruik, soos 1 tot 50.000. 3 verskillende maniere om presies dieselfde storie te vertel. Goed, nou vir die lekker praktiese deel. Jy's 'n ontdekkingsreisiger, jy het 'n kaart en 'n liniaal. Hoe gebruik jy nou die skaal om uit te werk hoe ver dit regtig is van punt A na punt B? En die goeie nuus is, die berekening is verbasend eenvoudig. Stap 1, vat jou liniaal en meet die afstand op die kaart in sentimeter. Stap 2, vermenigvuldig daardie getal met die kaart se skaal. En net so, sien daar, jy het sopas die papierafstand verander in 'n werklike regte wêreldafstand. So, ons het nou geleer hoe om die wêreld te laat krimp sodat dit in ons hande pas. Kom ons gaan nou aan na deel 2 en kyk hoe ons die aarde se geheime kode kan kraak om enige plek presies op te spoor met koördinate. Hierdie onsigbare rooster van lyne wat oor ons planeet strek, die lengte en breedtelyne, word nie in kilometers of myl gemeet nie. Nee, hulle het hul eie baie spesiale eenheid. Weet julle dalk wat dit is? Presies, grade, wat ons wys met daardie klein sirkeltjie. En as jy daaroor dink, maak dit heeltemal sin, want die aarde is mos 'n sfeer, net soos 'n sirkel 360 grade het, gebruik ons presies daardie selfde stelsel om 'n adres vir enige plek op aarde te gee. Daar is een baie spesiale breedte lyn wat as die hooflyn dien. Dit sny die aarde netjies in 2 helftes, 'n boonste en 'n onderste deel. Wat noem ons hierdie superbelangrike lyn? Dis natuurlik die ewenaar, die 0 grade breedte lyn. Hierdie lyn is ons beginpunt. Dit verdeel die wêreld in 2 helftes. Alles bo die ewenaar is die noordelike halfrond en alles daaronder is die suidelike halfrond. Maklik, né? Goed, so ons het nou die aarde in noord en suid verdeel. Maar ons het ook 'n verdeling nodig wat van links na regs gaan, of liewer van oos na wes. Watter lyne doen hierdie belangrike werk?
Wel, vir hierdie verdeling gebruik ons die Greenwich Meridiaan. Dis die 0 grade lengtelyn wat deur Greenwich in Londen loop. Daardie lyn, saam met sy maatjie aan die presiese oorkant van die planeet, die 180 grade lengtelyn, verdeel die aarde in die oostelike en westelike halfrond. OK, kom ons bring dit nou alles huis toe. Met hierdie nuwe kennis van halfronde, waar presies op hierdie globale rooster pas ons eie land Suid-Afrika in? So, kom ons bepaal gou ons adres. Suid-Afrika lê onder die ewenaar, so dit plaas ons in die suidelike halfrond en ons is oos van die Greenwich Meridiaan, wat ons weer in die oostelike halfrond plaas, suid en oos. Dis ons hoekie van die wêreld. Goed, so hier is die onbreekbare reëls. Breedte lyne meet altyd hoe ver noord of suid jy van die ewenaar is, en lengtelyne meet altyd hoe ver oos of wes jy van die Greenwich Meridiaan is. Dis die fundament van alle navigasie, so eenvoudig soos dit. En hier is 'n reël wat jy nooit, ooit mag vergeet nie. Dis amper soos die grammatika van geografie. Wanneer jy koördinate neerskryf, kom die breedtegraad, jou noord-suidwaarde, altyd eerste. Daarna volg die lengtegraad, jou oos-weswaarde. Eers breedte, dan lengte, elke liewe keer. En waar kom al hierdie wonderlike kaarte en inligting bymekaar? In 'n atlas natuurlik. Dink daaraan as 'n ontdekkingsreisiger se skatkis, 'n boek wat die hele wêreld binne jou bereik plaas. Sjoe, ons het 'n geweldige afstand afgelê in 'n baie kort tydjie. So kom ons som gou die heel belangrikste punte op. Beskou hierdie as jou geheime veldnotas, jou geheue stokkie vir daardie komende eksamenmissie. Onthou net hierdie 4 goed en jy is goud werd. Eerstens, breedte is plat, soos die sporte van 'n leer. Tweedens, lengte is lank, van bo na onder. Wat skaal betref, onthou, 'n groot getal beteken klein detail. En laastens, 'n klein getal beteken groot in gezoomde detail. As jy hierdie 4 punte kan onthou, is jy meer as gereed. Julle het nou die sleutels in julle hande, die gereedskap om die wêreldkaart te lees en enige plek te vind. Die kode is gekraak. So die enigste vraag wat oorbly is, nadat jy die adres van enige plek op aarde kan vind, waarheen sal jou eerste avontuur jou neem?